Vanaand lees ons die hofsaak vir moord uit 3 spookstories van Charles Dickens. Ek het nog altyd 'n algemene gebrek aan moed opgemerk, selfs by persone van hoë intelligensie en kultuur, wanneer dit kom by die meedeel van hulle eie psigologiese ervarings, wanneer die van 'n vreemde aard was. Byna alle mense is bang dat wat hulle op so 'n manier sou kon vertel, geen parallel of weerklank in 'n luisteraar se innerlike lewe sal vind nie, en dalk verdag sal voorkom of uitgelag sal word. 'n Betroubare reisiger wat 'n buitengewone skepsel in die gedaante van 'n seeslang sou sien, sou geen vrees hê om dit te noem nie, maar dieselfde reisiger wat 'n besonder merkwaardige voorgevoel, impuls, nik van gedagte, visioen, so genoem, droom of ander merkwaardige geestelike indruk beleef het, sou aansienlik huiwer voordat hy dit sou erken. Aan hierdie terughoudende skryf ek baie van die duisterheid toe, waarin sulke onderwerpe gehul is. Ons deel nie gewoonlik ons ervarings van hierdie subjektiewe dinge, soos ons ervarings van die objektiewe skepings deel nie. Die gevolg is dat die algemene voorraad ervarings in hierdie opsig uitsonderlik lyk, en dit inderdaad is, in die opsig dat dit jammerlik onvolledig is. In wat ek nou gaan vertel, het ek geen voorneme om enige teorie op te stel, te staan of te steun nie. Ek ken die geskiedenis van die boekhandelaar van Berlyn. Ek het die geval van die vrou van 'n voormalige koninklike sterrekundige bestudeer, soos vertel deur Sir David Brewster. En ek het die kleinste besonderhede gevolg van 'n veel merkwaardiger geval van spektrale illusie, wat binne my privaat vriendekring voorgekom het. Dit mag nodig wees om rakende laasgenoemde te sê, dat die lydende persoon, 'n dame, in geen enkele mate, hoe ver ook al, aan my verwant was nie. 'n Verkeerde aanname in daardie opsig sou 'n verklaring kon suggereer vir 'n deel van my eie geval, maar slegs 'n deel, wat heeltemal ongegrond sou wees. Dit kan nie toegeskryf word aan my erfenis van enige ontwikkelende eienaardigheid nie, en ek het nooit tevore enige soortgelyke ervaring gehad nie, en het ook nooit daarna weer enige soortgelyke ervaring gehad nie. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, hang rond, ons is nou weer terug. Welkom terug by Slaapstories vir Grootmense. Ons is natuurlik julle gunsteling potgooi om na te luister, so asseblief gee ons reviews en 'n paar sterre daar. As julle 'n paar sente het wat rond lê, ons sal dit beslis van julle afvat in ons donasieblokkie. En borge, kom aan, laat ons mense vertel wat julle kan offer. Skrywers, ons soek stories man, stuur dit vir ons by slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe, en onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi informasie as jy nog meer wil hê. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeg toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan jy so lekker luister. Mensies, dis daai tyd van die jaar waar almal sê ontspan, dis vakansie. Maar ek lê hier langs die swembad soos 'n oorverhitte wifi router wat net aanhou buffer. Die jaar was langer as 'n Woolies ry op 'n payday, langer as 'n familiebyeenkoms waar almal jou lewe wil fix. En eerlik, ek het net genoeg energie om 'n drankie op te lig. Miskien. Kersfees loer ook nog om die hoek, soos 'n Facebook ad wat ek nooit voorgevra het nie. Maar hier kom hy in elk geval, met sy drama, opinies en die oom wat nog altyd vra of jy nog single is. Ek wil net lê, drink en vir 'n week vergeet wie almal my WhatsApp het. En tog, ergens tussen die sonbrand, die sweet en die poging om te lyk of ek fyn is, wonder ek, het ek die krag vir nog 'n jaar? Wel, ja, maar eers na hierdie drankie, of 3. Cheers vir oorleef, en mag Desember ons mooi hou. Dit maak nie saak hoeveel jare gelede, of hoe onlangs, 'n sekere moord in Engeland, wat groot opskudding gewek het, gepleeg is nie. Ons hoor meer as genoeg van moordenaars, soos hulle een na die ander opstaan tot hulle afskuwelike bekendheid, en ek sou graag die herinnering aan hierdie bepaalde dier wou begrawe, as ek kon, sou sy liggaam begrawe wees in die Newgate gevangenis.
Ek weerhou my doelbewus daarvan om enige direkte leidraad tot die misdadiger se persoonlikheid te gee. Toe die moord die eerste keer ontdek is, het geen vermoede op, of ek behoort liewer te sê, want ek kan nie te presies wees in my feite nie. Daar is nêrens in die openbaar gesinsspeel dat enige vermoede op die man geval het wat later tereggestel is. Aangesien daar op daardie tydstip geen verwysing na hom in die koerante gemaak is nie, is dit duidelik onmoontlik dat enige beskrywing van hom toe in die koerante kon verskyn het. Dit is noodsaaklik dat hierdie feit onthou word. Toe ek by ontbyt my oggendkoerant oopvou, waarin die berig oor daardie eerste ontdekking verskyn het, het ek dit baie interessant gevind en dit met nougesette aandag gelees. Ek het dit 2 keer gelees, indien nie 3 keer nie. Die ontdekking is in 'n slaapkamer gemaak, en toe ek die koerant neergesit het, was ek bewus van 'n flits. Storm, vloed, ek weet nie wat om dit te noem nie. Geen woord wat ek kan vind is bevredigend, beskrywend nie. Waarin dit vir my was asof daardie slaapkamer deur my kamer trek, soos 'n prent wat op onmoontlike wyse op 'n stromende rivier geskilder is. Alhoewel byna oombliklik in sy verbygaan, was dit volmaak duidelik. So duidelik dat ek nadruklik en met 'n gevoel van verligting die afwesigheid van die lijk op die bed waargeneem het. Daar was geensins 'n romantiese plek waar ek hierdie vreemde sensasie beleef het nie, maar 'n woonstel in Piccadilly, baie naby die hoek van St. James Street. Dit was volkome nuut vir my. Ek was op daardie oomblik in my gemakstoel, en die sensasie is vergesel van 'n eienaardige ril wat die stoel uit sy posisie laat skuif het. Maar dit moet aangeteken word dat die stoel maklik op rolwiele geloop het. Ek het na een van die vensters gegaan, daar is 2 in die kamer, en die kamer is op die 2de vloer, om my oë te verfris met die bewegende dinge onder in Piccadilly. Dit was 'n helder herfsmôre, en die straat was sprankelend en vrolik. Die wind het sterk gewaai. Terwyl ek uitkyk, het dit 'n hoeveelheid afgevalle blare uit die park aangedra, wat in 'n rukwind opgevang en in 'n spiraalvormige pilaar rondgewoel het. Toe die pilaar in mekaar sak, het die blare verstrooi, en ek het 2 mans aan die oorkant van die straat gesien, wat van wes na oos loop. Hulle was die een agter die ander. Die voorste man het dikwels oor sy skouer teruggekyk. Die tweede man het hom gevolg op 'n afstand van om en by 30 tree, met sy regterhand dreigend opgelig. Eers het die eienaardigheid en volgehoue aard van hierdie dreigende gebaar in so openbare verkeersweg my aandag getrek. En daarna die nog merkwaardigere omstandighede dat niemand daarachter skynbaar enige notisie geneem het nie. Albei mans het hulle pad tussen die ander voetgangers deurgetrap, met 'n gladheid wat skaars met die gewone handeling van stap op 'n sypaadjie te versoen was. En nie 'n enkele siel wat ek kon sien het vir 'n plek gemaak, hulle aangeraak of agterna gekyk nie. Toe hulle voor my venster verbystap, het hulle albei na my opgekyk. Ek het hulle 2 gesigte baie duidelik gesien, en ek het geweet dat ek hulle enige plek sou herken. Nie dat ek bewus was dat ek enigiets buitengewoons in een van die gesigte opgemerk het nie, behalwe dat die man wat eerste geloop het, 'n ongewoon donker en dreigende voorkoms gehad het, en dat die gesig van die man wat hom gevolg het, die kleur van onrein was. Ek is ongetroud, en my kamerbediende en sy vrou vorm my hele huishouding. My beroep is in 'n sekere filiaalbank, en ek wens my pligte as hoof van 'n departement was so lig soos wat dit in die volksmond veronderstel word om te wees. Dit het my daardie herfs in die stad gehou, toe ek veral veranderinge nodig gehad het. Ek was nie siek nie, maar ek was ook nie gesond nie. My leser moet van alles maak wat redelikers bewys gemaak kan word, van die feit dat ek afgemat gevoel het, met 'n neerslagtige gevoel van 'n eentonige lewe, en dat ek slegte spysvertering gehad het, of te meer, maar net neerslagtig was. My beroemde dokter verseker my dat my ware gesondheidstoestand in daardie tyd geen sterker beskrywing regverdig nie, en ek haal sy eie woorde aan uit sy geskrewe antwoord op my versoek daarvoor. Na mate die omstandighede van die moord stadig ontrafel,
al hoe sterker beslag op die openbare gemoed gelê het ek hulle uit my eie gedagtes gehou deur so min as moontlik daarvan te wete te kom, te midde van die algemene opwinding. Maar ek het wel geweet dat 'n uitspraak van opsetlike moord teen die vermeende moordenaar gevind is en dat hy vir verhoor na Newgate oorgeplaas is. Ek het ook geweet dat sy verhoor oor een sessie van die Sentraal Strafhof uitgestel is, op grond van algemene vooroordeel en gebrek aan tyd vir die voorbereiding van die verdediging. Ek mag verder geweet het, maar ek glo nie ek het nie, wanneer of omtrent wanneer die sessie waarvoor sy verhoor uitgestel is, sou aanbreek. My sitkamer, slaapkamer en kleedkamer is almal op een vloer. Met laasgenoemde is daar geen toegang behalwe deur die slaapkamer nie. Dit is waar dat daar 'n deur in is wat vroeër met die trap verbind het, maar 'n deel van die plasing van my bad is en was toe al vir 'n aantal jare regoor daardie deur. In dieselfde tydperk en as deel van dieselfde reëling is die deur toegekap en met seil bedek. Ek het laat een aand in my slaapkamer gestaan en 'n paar opdragte aan my bediende gegee voordat hy gaan slaap. My gesig was na die enig beskikbare deur wat met die kleedkamer verbind het gedraai, en dit was toe. My bediende se rug was na daardie deur gedraai. Terwyl ek met hom praat, sien ek hoe dit oopgaan, en 'n man kyk in, wat my uiters dringend en geheimsinnig roep met handgebaar. Daardie man was die man wat tweede van die twee langs Piccadilly geloop het, en wie se gesig die kleur van onrein was gehad het. Die gestalte het, nadat hy gebaar het, teruggetrek en die deur toegemaak. Met geen langer pouse as wat dit my geneem het om die slaapkamer oor te steek nie, het ek die kleedkamerdeur oopgemaak en ingekyk. Ek het reeds 'n aangesteekte kers in my hand gehad. Ek het geen innerlike verwagting gehad om die gestalte in die kleedkamer te sien nie, en ek het dit ook nie daar gesien nie. Bewus daarvan dat my bediende verbuisterd staan, draai ek nou om en sê, Derrick, sou jy kon glo dat ek, in my koele sinne, verbeel het ek sien 'n... Terwyl ek daar my hand op sy bors lê, bewe hy skielik ewig en sê, o ja, meneer, 'n dood man wat roep. Nou glo ek nie dat hierdie John Derrick, my betroubare en toegewyde bediende, vir meer as 20 jaar enige indruk hoegenaamd gehad het, dat hy so 'n gestalte gesien het nie, totdat ek hom aangeraak het nie. Die verandering in hom was so skielik en ontstellend, toe ek hom aanraak, dat ek vasgeglo het hy het sy indruk op een of ander okkulte wyse op daardie oomblik van my afgelei. Ek het vir John Derrick beveel om brandewyn te bring, om 'n dop gegee, en was self bly om een te neem. Van wat aan daardie nagtelike verskynsel voorafgegaan het ek nie een enkele woord vir hom vertel nie. Toe ek daaroor nadink, was ek absoluut seker dat ek daardie gesig nooit tevore gesien het nie, behalwe op die een geleentheid in Piccadilly. Toe ek sy uitdrukking vergelyk het, toe hy my by die deur geroep het met die uitdrukking wat dit gehad het, toe hy na my opgekyk het, waar ek by die venster gestaan het ek tot die gevolgtrekking gekom, dat hy by die eerste geleentheid probeer het om homself in my geheue vas te lê, en dat hy by die tweede geleentheid seker gemaak het, dat hy onmiddellik onthou sou word. Ek was daardie nag nie baie gemaklik nie, alhoewel ek 'n sekerheid gevoel het, moeilik om te verduidelik, dat die gestalte nie sou terugkeer nie. Teen dagbreek het ek in 'n swaar slaap verval, waaruit ek wakker gemaak is, deurdat John Derrick by my bed kom staan het met papier in sy hand. Hierdie papier, so blyk dit, was die onderwerp van 'n rusie by die deur tussen die bringer daarvan en my bediende. Dit was 'n dagvaarding aan my om as jurylid by die komende sessie van die Sentraal Strafhof by die Old Bailey te dien. Ek was nog nooit tevore vir so 'n jury gedagvaar nie, soos John Derrick goed geweet het. Hy het geglo, ek is nie op hierdie oomblik seker met reg of nie, dat daardie klas jurylede gewoonlik op 'n laer kwalifikasie as myne gekies word, en hy het aanvanklik geweier om die dagvaarding te aanvaar. Die man wat dit bedien het die saak baie koel opgeneem. Hy het gesê my teenwoordigheid of afwesigheid is niks aan hom nie. Daar is die dagvaarding, en ek moes maar self die risiko dra of ek daarby sou hou of nie. Vir 1 of 2 dae was ek onseker of ek op hierdie oproep sou reageer, of heeltemal geen notisie daarvan sou neem nie.
Ek was my nie van die geringste geheimsinnige neiging, invloed of aantrekking in enige rigting bewus nie. Oor dit is ek net so streng seker as oor elke ander stelling wat ek hier maak. Uiteindelik het ek besluit, as afwisseling van die eentonigheid van my lewe, dat ek sou gaan. Die aangewese oggend was 'n koue, klam oggend in die maand November. Daar was 'n digte bruin mis in Piccadilly en dit het positief swart en in die hoogste mate drukkend geword oos van Temple Bar. Ek het gevind dat die gange en trappe van die hofgebou helder met gasligte verlig is en die hof self ewenens verlig. Ek dink dat ek, totdat ek deur die beamptes in die ou hof ingelei is en die volgepakte toestand daarvan gesien het, nie geweet dat die moordenaar daardie dag verhoor sou word nie. Ek dink dat ek, totdat ek met aansienlike moeite so die ou hof binne gehelp is, nie geweet in watter een van die twee sittende howe my dagvaarding my sou neem nie. Maar dit moet nie as 'n positiewe bewering aanvaar word nie, want ek is nie heeltemal tevrede in my eie gemoed oor enige van hierdie twee punte nie. Ek het my plek in die gedeelte van wagjurylede ingeneem en ek het so goed as ek kon deur die wolk van mis en asem wat swaar daarin gehang het, rondgekyk. Ek het die swart damp opgemerk wat soos 'n donker gordyn buite die groot vensters gehang het en ek het die gedempte geluid van wiele op die strooi of skilfer wat in die straat gestrooi was opgemerk. Ook die gedruis van die mense wat daar versamel was, wat nou en dan deur 'n skril fluit of 'n harder lied of geroep as die res deurboor is. Kort daarna het die regters, 2 in getal, ingekom en hulle plekke ingeneem. Die gesuis in die hof is stilgemaak. Die bevel is gegee om die moordenaar na die beskuldigde bank te bring. Hy het daar verskyn en in dieselfde oomblik het ek in hom die eerste van die 2 mans herken wat langs Piccadilly afgeloop het. As my naam toe uitgeroep is, twyfel ek of ek hoorbaar daarop sou kon antwoord. Maar dit is omstrede 6ste of 8ste in die paneel uitgeroep en teen daardie tyd kon ek hier sê. Let nou op, toe ek in die boks instap, het die beskuldigde, wat oplettend maar sonder enige teken van kommer toe geluister het, skielik hewig ontsteld geraak en vir sy prokureur geroep. Die beskuldigde se wens om my uit te jaag was so duidelik dat dit 'n pouse veroorsaak het, waarin die prokureur met sy hand op die getuiehok met sy kliënt gefluister het en sy kop geskud het. Ek het later van daardie heer self verneem dat die beskuldigde se eerste verskrikte woorde aan hom was, teen alle koste, jaag daardie man uit. Maar aangesien hy geen rede daarvoor sou gee nie, en erken het dat hy nie eers my naam geken het totdat hy dit gehoor het nie, is dit nie gedoen nie. Op die grond reeds verduidelik, naamlik dat ek die ongesonde herinneringe aan daardie moordenaar wil vermy, en ook omdat 'n gedetailleerde verslag van sy lang verhoor hoegenaamd nie onontbeerlik is vir my vertelling nie, sal ek my streng beperk tot die voorvalle in die 10 dae en nagte, waar tydens ons die jury saam opgesluit gehou is, wat direk op my eie merkwaardige persoonlike ervaring betrekking het. Dit is daarin, en nie in die moordenaar nie, dat ek my leser probeer interesseer. Dit is daartoe en nie na 'n bladsy uit die Newgate kalender nie, dat ek aandag vra. Ek is as voorsitter van die jury gekies, op die tweede oggend van die verhoor, nadat getuienis vir 2 uur lank afgelê is, ek het die kerkklokke oorslaan, het ek, toe ek toevallig my oë oor my mede-jurylede laat gaan, 'n onverklaarbare moeilikheid ondervind om hulle te tel. Ek het hulle verskeie keer getel en nog altyd dieselfde moeilikheid gehad. Kortliks, ek het hulle 1 te veel getel. Ek het die mede-jurylid nader geroep, wie se plek langs myne was, en vir hom gefluister. Doen my die guns om ons te tel. Hy het verwonderd oor die versoek gelyk, maar sy kop gedraai en getel. Maar sê hy skielik, ons is 13. Nee, dit kan nie wees nie. Nee, ons is 12. Volgens my telling daardie dag was ons altyd reg in die besonderhede, maar in die geheel was ons altyd 1 te veel. Daar was geen voorkoms, geen gestalte om dit te verklaar nie, maar ek het nou 'n innerlike voorvoel gehad van die gestalte wat sekerlik sou kom. Die jury is by die London Tavern aangehuis. Ons het almal in een groot vertrek geslaap op aparte beddens en ons was voortdurend in die sorg en onder die oog van die beampte wat onder eed gestaan het om ons veilig te bewaak. Ek sien geen rede om die ware naam van daardie beampte te onderdruk nie. Hy was intelligent,
uiters hoflik en gewillig, en soos ek met blydskap gehoor het, hoog gerespekteer in die stad. Hy het 'n aangename voorkoms gehad, goeie oë, benydenswaardige snor en 'n mooi klankvolle stem. Sy naam was meneer Haker. Wanneer ons slags in ons 12 beddens ingeklim het, is meneer Haker se bed dwars oor die deur getrek. Op die nag van die tweede dag, toe ek nie lus was om te gaan lê nie, en meneer Haker op sy bed sien sit, het ek gegaan en langs hom gaan sit en hom 'n knippie snuif aangebied. Toe meneer Haker se hand myne raak, toe hy dit uit my boks neem, het hy 'n aardige geril hom oortrek, en hy het gesê, "Wie is hier?" Toe ek meneer Haker se oë volg en langs die vertrek uitkyk, het ek weer die gestalte gesien wat ek verwag het. Die tweede van die 2 mans wat langs Piccadilly afgeloop het. Ek het opgestaan en 'n paar tree vorentoe gegee, toe stilgestaan en na meneer Haker omgekyk. Hy was geheel en al onbewoë, het gelag en op 'n aangenome toon gesê, "Vir 'n oomblik het ek gedink ons het 'n 13de jurylid sonder 'n bed, maar ek sien dit is die maanlig." Sonder om enigiets aan meneer Haker te verklap, maar hom te nooi om saam met my tot aan die einde van die vertrek te stap, het ek dopgehou wat die gestalte doen. Dit het vir 'n paar oomblikke by elkeen van my 11 mede-jurylede se bed gaan staan, reg langs die kussing. Dit het altyd na die regterkant van die bed gegaan en altyd uitbeweeg deur die voet van die volgende bed te kruis. Dit het te oordeel aan die beweging van die kop, net pynsend na elke slapende figuur afgekyk. Dit het geen notisie van my geneem nie, of van my bed, wat die naaste aan meneer Hakersen was. Dit het blykbaar daar uitgegaan waar die maanlig by 'n hoë venster ingeval het, asof via 'n ligtrap. Die volgende oggend by ontbyt het dit geblyk dat almal teenwoordig die vorige nag van die vermoorde man gedroom het, behalwe ek en meneer Haker. Ek was nou net so oortuig dat die tweede man wat langs Piccadilly afgegaan het, die vermoorde man, of so te sê, was. Asof dit direk in my begrip gedra is deur sy onmiddellike getuienis. Maar selfs dit het plaasgevind en op 'n wyse waarvoor ek hoegenaamd nie voorbereid was nie. Op die 5de dag van die verhoor, toe die saak vir die vervolging op die punt was om afgesluit te word, is 'n miniatuur van die vermoorde man, wat uit sy slaapkamer vermis is, toe die daad ontdek is en later gevind is in 'n wegsteekplek, waar die moordenaar gegrawe het, volgens 'n getuie as bewysstuk voorgelê. Nadat dit deur 'n getuie in die getuiebank geïdentifiseer is dit aan die regsbank oorhandig, en van daar af na ons, die jury, om te inspekteer. Terwyl 'n beampte in 'n swart toga daarmee na my kant toe aankom, het die gestalte van die tweede man, wat langs Piccadilly afgeloop het, hewig uit die skare uitgespring, die miniatuur uit die beampte se hand gegryp en dit met sy eie hand aan my oorhandig, en terselfdertyd in 'n lae, hol stem gesê, voordat ek die miniatuur gesien het, wat aan 'n hangertjie was. Ek was toe jonger, en my gesig was toe nie van bloed gedreineer nie. Dit het daarna tussen my en die mede-jurylid ingekom, aan wie ek die miniatuur sou oorhandig, en tussen hom en die mede-jurylid aan wie hy dit sou gee, en dit so deur die hele aantal van ons aangegee, totdat dit weer in my besit was. Nie een van hulle het dit egter opgemerk nie. Aan tafel, en in die algemeen wanneer ons saam opgesluit was in meneer Haker se bewaring, het ons van die begin af natuurlik baie oor die dag se verrigtinge gedebatteer. Op daardie 5de dag met die saak vir die vervolging afgehandel en daardie kant van die kwessie in 'n afgeronde vorm voor ons, was ons bespreking lewendiger en ernstiger. Onder ons was 'n kerkraadsman, die stomste idioot wat ek nog ooit op vrye voet gesien het, wat die klaarste getuienis met die belaglikste besware beheen het, en wat bygestaan is deur 2 slap, beperkte parasiete, al 3 uit 'n wijk ingeroep wat so oorgelewer was aan koors, dat hulle eintlik vir 500 moorde tereggestaan moes word. Toe hierdie onheilsaaklike domkoppe op hulle luidste was teen middernag, terwyl sommige van ons reeds voorberei het om te gaan lê, en ek het weer die vermoorde man gesien. Hy het grimmig agter hulle gestaan en vir my gewink. Toe ek na hulle toe stap en in die gesprek inslaan, het hy onmiddellik teruggetrek. Dit was die begin van 'n afsonderlike reeks verskynings wat beperk was tot daardie lang vertrek waarin ons opgesluit was. Wanneer 'n groepie van my mede-jurylede hulle koppe bymekaar gesteek het, het ek die kop van die vermoorde man tussen hulle gesien. Wanneer hulle uitruil van aantekeninge teen hom geloop het, het hy plegtig en onweerstaanbaar vir my gewink.
Dit sal onthou word dat ek tot op die voorlegging van die minuutuur op die 5de dag van die verhoor die verskyning nog nooit in die hof self gesien het nie. 3 veranderings het nou ingetree toe ons met die verdediging begin het. 2 daarvan sal ek eers saamnoem. Die gestalte was nou voortdurend in die hof en het daar nooit tot my gewend nie, maar altyd tot die persoon wat op daardie oomblik gepraat het. Byvoorbeeld, die keel van die vermoorde man is reguit deurgesny. In die openingsrede vir die verdediging is voorgestel dat die oorledene sy eie keel gesny het. Presies op daardie oomblik het die gestalte met sy keel in die verskriklike toestand waarna verwys is, wat dit voorheen verberg het, by die spreker se elmboog gestaan en hewig oor en oor sy lugpyp gesaag, nou met die regterhand, nou met die linkerhand, en so by die spreker self die onmoontlikheid aangedui dat so wond deur die oorledene self met of die een of die ander hand toegedien kon wees. Nog 'n voorbeeld, 'n karaktergetuie. 'n Vrou het getuig dat die beskuldigde die beminnlikste mens op aarde was. Die gestalte het op daardie oomblik op die vloer voor haar gaan staan, haar reg in die oë gekyk en met 'n uitgestrekte arm en uitgestrekte vinger na die beskuldigde se kwaadaardige gelaat gewys. Die derde verandering wat nou bygevoeg moet word, het my sterk as die mees opvallende van almal getref. Ek teoretiseer nie daaroor nie, ek stel dit net noukeurig en laat dit so. Alhoewel die verskyning nie self waargeneem is deur die tot wie dit hom gewend het nie, is sy nadering tot sodanige persone onveranderlik vergesel deur 'n mate van bewing of verstoring aan hulle kant. Dit het vir my gelyk asof dit deur wette waaraan ek nie onderhewig was nie, verhinder is om hom volledig aan ander te openbaar. En tog, asof hy op onsigbare, stomme en donker wyse hulle gemoedere kon oordek. Toe die leidende raad vir die verdediging daardie selfmoordhipotese opper en die gestalte by die geleerde man se elmboog staan en vreeslik aan sy afgesnyde keel saag, is dit onweerlegbaar dat die raad in sy rede geval het. Vir 'n paar sekondes die draad van sy vernuftige betoog verloor het, sy voorkop met 'n sakdoek afgevee het en uitermate bleek geword het. Toe die karaktergetuie met die verskyning gekonfronteer is, het haar oë onteenseglik die rigting van sy uitgestrekte vinger gevolg en in groot twyfel en onrus op die beskuldigde se gesig gerus. 2 verdere illustrasies sal voldoende wees. Op die 8ste dag van die verhoor, na die pouse wat elke dag vroeg in die middag vir 'n paar minute se rus en verfrissing gemaak is, het ek saam met die res van die jury 'n bietjie vroeër as die terugkeer van die regters hof toe gekom. Toe ek in die boks gaan staan en rondkyk, het ek gedink die gestalte is nie daar nie, totdat ek toevallig my oë na die galery oplig en hom sien vorentoe buig oor 'n baie ordentlike vrou, asof om seker te maak of die regters reeds hulle plekke ingeneem het of nie. Onmiddellik daarna het daardie vrou geskree, flou geword en is sy uitgebring. Net so met die eerbiedwaardige, verstandige en geduldige regter wat die verhoor gelei het. Toe die saak verby was en hy sy papiere gerangskik het om saam te vat, het die vermoorde man wat by die regtersdeur ingekom het, na sy edelagbare se lesenaar gegaan en gretig oor sy skouers na die bladsye van sy aantekeninge gekyk wat hy omblaai. 'n verandering het oor sy edelagbare se gesig gekom. Sy hand het opgehou. Die eienaardige ril wat ek so goed geken het hom oortrek. Hy het gehakkel. Verskoon my Here vir 'n paar oomblikke. Ek is ietwat oorval deur die bedorwe lig en hy het eers herstel nadat hy 'n glas water gedrink het. Deur al die eentonigheid van 6 van die eindlose 10 dae, dieselfde regters en ander op die bank, dieselfde moordenaar in die beskuldigde bank, dieselfde prokureurs by die tafel, dieselfde tone van vraag en antwoord wat onder die dak van die hof opstyg, dieselfde gekrap van die regter se pen, dieselfde baljie wat in en uitgaan, dieselfde ligte wat op dieselfde uur aangesteek word, wanneer daar nog enige natuurlike lig van dag oor was. Dieselfde misgordyn buite die groot vensters wanneer dit mistig is. Dieselfde reën wat spat en drup wanneer dit reënerig is. Dieselfde voetspore van wagte en gevangene, dag na dag, op dieselfde saagsels. Dieselfde sleutels wat dieselfde swaar deure oopsluit en toesluit.
Deur al die vermoeiende eentonigheid wat my laat voel het, asof ek al 'n onmeentlike tyd lank voorsitter van die jury was, en Piccadilly sedert die dae van Babylon bestaan het die vermoorde man nooit een enkele streep van sy duidelikheid in my oë verloor nie, en hy was op geen oomblik minder duidelik as enige ander persoon nie. Ek moet as blote saak van feit nie nalat om te noem dat ek nie een keer die verskyning wat ek by die naam van die vermoorde man noem nie, na die moordenaar sien kyk het nie. Telkens het ek my afgevra, waarom kyk hy nie? Maar hy het dit nooit gedoen nie. Hy het ook nie na my gekyk nie, na die voorligting van die menatuur, totdat die laaste sluitingsminuut van die verhoor aangebreek het. Ons het om 7 minute voor 10 die aand teruggetrek om te beraadslag. Die idioot kerkraadsman en sy 2 slap parasiete het ons soveel moeite gegee, dat ons 2 keer teruggegaan het hof toe, om te vra dat sekere uittreksels uit die regter se aantekeninge weer voorgelees word. 9 van ons het nie die geringste twyfel oor daardie gedeeltes gehad nie, en ek glo niemand in die hof ook nie. Die Botterkop 3-manskap met geen idee behalwe dwarsboming nie, het dit juis om daardie rede betwis. Uiteindelik het ons geseëvier, en die jury het om 10 minute oor 12 weer hof toe gegaan. Die vermoorde man het op daardie tydstip reg oor die juryboks gestaan, aan die ander kant van die hof. Toe ek my plek inneem, het sy oë met groot aandag op my gerus. Hy het tevrede gelyk, en stadig 'n groot grys sluier, wat hy vir die eerste keer oor sy arm gedra het, oor sy kop en hele gestalte gesprei. Toe ek ons uitspraak skuldig uitspreek, het die sluier in mekaar gesak. Alles was weg, en sy plek was leeg. Die moordenaar, aan wie die regter volgens gebruik die vraag gestel het, of hy enigiets te sê het voordat die doodsvonnis oor hom uitgespreek word, het iets onverstaanbaars gebrom, wat die volgende dag in die voorste koerante beskryf is, as 'n paar onsamhangende, verwarde en halfhoorbare woorde, waarin daar blykbaar oor 'n onregverdige verhoor gekla is, omdat die voorsitter van die jury bevooroordeeld teen hom was. Die merkwaardige verklaring wat hy werklik gemaak het, was hierdie: Edelagbare, ek het geweet ek is 'n gedoemde man, toe die voorsitter van my jury in die boks kom. Edelagbare, ek het geweet hy sou my nooit laat vrykom nie, want voordat ek gevang is, het hy op een of ander manier snags by my bed gekom, my wakker gemaak, en 'n tou om my nek gesit. Lekker slaap.